Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Op 16 Augustus 1987 het Northwest Airlines vlug 255 opgestyg en 20 sekondes later neergestort. Die enigste oorlewende van die 156 mense wat aan boord was 'n 4-jarige dogtertjie met die naam Cecilia, wat ernstige beserings opgedoen het. Hoe het hierdie dogtertjie dit gemaak, terwyl al die ander passasiers gesterf het? Reddingspersoneel het saamgestel wat waarskynlik kon gebeur het. Klaarblyklik, toe die passasiers besef dat hulle gaan neerstort, het Cecilia se ma haar veiligheidsgordel afgehaal, omgedraai en voor haar kind ingeklim. Sy het haar met haar liggaam toegemaak en in liefde haar dogtertjie beskerm. En so het hierdie ma haar lewe vir haar kind afgelê. Laat dit jou aan iets dink. Dit is presies wat Jesus vir jou kom doen het. Hy het deur hel gegaan op daardie kruis, sodat jy nie 'n ewigheid in die hel hoef te spandeer nie. Hy het jou beskerm van die straf en pyn. Jesus het gewillig sy lewe afgelê, sodat jy die ewige lewe kan hê. Hy het gekies om te ly, om jou vry te koop. Die Bybel sê in Romeine 3 vers 23 en 24, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Jesus het vir jou betaal met sy lewe. Niemand het ooit 'n groter prys betaal as wat Jesus vir jou gedoen het nie. Tog gebeur dit soms, dat wanneer ons deur moeilike tye gaan, ons aan God se liefde vir ons begin twyfel. As dit gebeur, kyk na die kruis. Die kruis wys hoe lief hy jou het. Wanneer 'n mens net weer opnuut besef hoe lief God jou het, verander dit jou hele fokus op die lewe. Here, dankie dat U vir my die volle prys betaal het, toe ek dit die minste verdien het. Help my om nooit te twyfel aan U onvoorwaardelike liefde vir my nie. In Jesus naam bid ek dit.